Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns bied met trots aan die kuns van kennis en die kennis van kuns. Die inhoud van hierdie potgooi verteenwoordig nie noodwendig die standpunte, opinies of beleid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns nie. Alle menings wat uitgespreek word, is die van die individuele sprekers. Ag hemel, goeie hel, my baie lelike woord. Nou ja, jy dink dit is seker nie 'n baie goeie inleiding of 'n gepaste inleiding vir 'n wotgooi program van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns nie. Maar kom ek sê vir jou, hulle het hiervoor gevra. Meer nog, hulle het hiervoor betaal. En om dit te bewys, gesels ek vandag met Mart Marie van der Merwe, wat 'n studie hieroor gedoen het. Nou, voordat ek 'n volgende lelike woord dalk sê vir my, wie is jy en waaroor het jy gewerk? Hallo prof, ja, dankie dat ek hier kan wees. Dis lekker om weer in die laaie van my brein te kon gaan kyk na wat het ek gedoen en die akademie het vir my beurs gegee om te bestudeer wat ons weet van taboewoorde in Afrikaans. So ja, my tema van my ondersoek was taboewoorde en spesifiek dan prototypiese Afrikaanse taboewoorde. So watter is die Afrikaanse taboewoorde wat ons die gereeldste gebruik, wat die meeste voorkom in corpora, wat die maklikste is om aan te leer, wat die sentraalste lede van daardie kategorie is. Ja. So taboewoorde is nie net vloekwoorde nie, of wat behels 'n taboewoord? Ja, so ons het daaroor gedink, wat gaan ons dit vloekwoorde noem, gaan ons dit taboewoorde noem, maar met vloekwoorde is daar 'n klein bietjie van 'n probleem in die sin van al die verskillende betekenisse wat die woord vir verskillende mense het. Dit wat jy dink is 'n vloekwoord en dit wat ek dink is 'n vloekwoord. En internasionaal in die navorsing is daar hierdie inkonsekwente gebruik van verskillende terminologie, wat dit bietjie moeilik maak om die hele tyd te weet wat word bedoel of so. So toe besluit ons maar om 'n woord te gebruik soos taboewoord en 'n spesifieke werksdefinisie te kry daarvoor, met verskillende onderafdelings, subgroepe van 'n taboewoord dan nou. Ja. So 'n taboewoord kan 'n vloekwoord wees. Ilse Feinauer, wie se studie ek baie gebruik het in my navorsing, veral as ek gekyk het na die geskiedenis van Afrikaanse vloeknavorsing, het byvoorbeeld gesê hoe hoër die taboewaarde van 'n taboewoord is, hoe meer is dit 'n vloekwoord. Teenoor byvoorbeeld 'n swets, wat 'n baster vloekwoord of dalk net 'n eufemisme is. Ja. Nou van waar jou belangstelling hierin? Is daar ander studies hieroor in Afrikaans gedoen wat jou genoop het om hieroor te werk? Ja, so ek dink eerstens, gewoonlik as jy dink aan 'n meestersgraad of 'n doktorsgraad of so, wat moet ek nou bestudeer, is die een ding wat hulle vir jou sê, jy moet asseblief tog net belangstel in hierdie onderwerp, want jy gaan vir 'n hele lang ruk besig wees daarmee. En ek dink in die geval van taboewoorde was dit redelik maklik. Dit het 'n bietjie van 'n romantiese gevoel daaraan, maar ook dit is nie net akademici wat dit interessant vind nie. As ek by 'n braai is, dan is dit iets waaroor mense wil gesels, wat ek nie dink dis 'n voorreg wat alle nagraadse studente het nie. Almal wil nou nie altyd weet waarmee hou jy jouself besig nie. Maar dit is 'n baie interessante verskynsel, veral ook as jy dink dit is anders as ander taal, en daar is baie studies wat bewys dat vloekwoorde anders is as net gewone woorde. En ons kan dalk bietjie later daaroor praat, maar aan die een kant dit, daar's 'n aanhaling van Auntie Krog in 'n taalgenoot waar sy gesê het Afrikaans druis om ons heen in 'n magtige vloekrivier. Dis nou nie presies alwoorde gewees nie, maar min of meer dit, en ek dink dis nou nie spesifiek vir Afrikaans
dat spesiaal vloekwoorde, dis 'n ding wat in alle tale verskyn, dink ek. Daar's taboes in alle kultuurgroepe en so, maar ek dink daar is stories wat taboewoorde vir jou kan vertel, ook van die spesifieke tydsgees waarin jy jou bevind, waarom is iets taboe of nie. So dit was vir my 'n interessante verskynsel. En dan aan die ander kant, as jy nou dink aan jou onderwerp of jou studie, 'n belangrike ding wat hulle dalk nou nie altyd oor wil praat nie, want dit is dalk nou nie so romanties nie, is jy moet dink aan jou studieleiers, want 'n graad is nog steeds, jy begin op 'n sekere plek en jy wil eindig op 'n ander plek en jy moet mense kry wat jou kan help daarmee. So ek dink ek was baie gelukkig in daardie opsig. Solien Pilon van Pretoria en Gerard van Huisteen, wat ook toe nou betrokke was by die vloekprojek, was albei baie bekwame met baie kennis. So ja, dit was 'n voorreg om by die vloekprojek aan te sluit. Ek dink hulle albei is so passievol oor taal dat hulle eintlik enige swaar taalkundige konsep kon verkoop het aan my en ek sou graag dit wou gedoen het, maar op die ou ende ja, was dit 'n baie interessante reis. Ja. Nou die vloekprojek wat jy van praat, wat behels dit? So ek dink dit was in 2019 wat Gerard die projek begin het, wat 'n vloekwoord. As iemand wil gaan kyk, is op vloek.co.za en dit gaan oor klomp verskillende multidissiplinêre ondersoeke oor vloekwoorde, humor, strokies, prente, al daardie tipe van dinge, so klomp verskillende sielkundige, neurologiese insette en insigte oor vloekwoorde, ja. Wel, dis baie interessant. Ek het nie geweet daar bestaan so 'n webblad nie, so ek gaan hom beslis nou besoek. Nou, op die ou end, as dit oor taal gaan, beteken dit taal word deur die brein gegenereer. Nou, hoe pas jou studie in by die kognitiewe wetenskappe en linguïstiek as dit oor hierdie onderwerp gaan? Ja. So dis een van die interessante dinge van taboewoorde of vloek oor die algemeen, is dat dit 'n taalverskynsel is wat daar is baie studies. Ek het onlangs weer gelees oor Richard Stevens is 'n vloeknavorser wat kyk na byvoorbeeld, hy is een van daardie mense wat bewys het dat as jy 'n vloekwoord herhaal byvoorbeeld en jy hou jou hand in 'n bak yskoue water, dan kan jy jou hand langer in daardie bak yskoue water hou as wat jy net 'n gewone neutrale woord herhaal het. En so dit bewys klaar vir ons, dit is jou brein hanteer dit 'n bietjie anders as 'n gewone 'n woord. Maar waar ek spesifiek nou in die kognitiewe wetenskappe gekyk het, was waar die prototipiese deel daar inkom. So prototipisiteit het te maak met kategorisering en in hierdie geval dan nou talige organisasie in jou brein. En daar is genoeg aanduidings in die wetenskap en in bevindings om te wys dat dit sinvol is om te kyk of mense verskillende lede van 'n kategorie, soos byvoorbeeld dan nou taboewoorde, kan gradeer of evalueer in terme van hoe 'n goeie voorbeeld van daardie kategorie is hierdie spesifieke woord. Soos as ek byvoorbeeld nou sou gevra het, dink aan 'n troeteldier, is daar 'n waarskynlikheid dat die troeteldier waaraan prof gaan dink en waaraan ek gaan dink, dalk dieselfde gaan wees, maar dalk nie. So dit gaan ook oor elkeen se eie geleefde ervaring, oor hoe jy nou dinge aanleer. En ja, so ek dink dit is waar die vloekwoorde en die brein ook nogal interessant is, ja. Jy het my nou baie gehelp, want hulle het gesê om koud te stort is baie goed. So as ek nou in die stort staan en hulle hoor 'n paar kwaai woorde, dan is dit net sodat ek langer kan staan. Ja, dit gaan waarskynlik werk. Dit gaan. Maar dit wat jy nou gesê het, dis eintlik wat jy bedoel met die term prototipisiteit, nie waar nie? Ja. As ek hom nou reg uitspreek. Ja, so die hele kategorie taboewoorde in jou brein dan nou, en
watter lede is meer sentraal en nie. So ek het gaan kyk na verskillende eienskappe. So 'n prototipe het gradeerbare eienskappe. So as jy dink aan 'n kategorie, dan is dit eerder 'n tipe wolkie met konsentriese sirkels as wat dit 'n leer is wat jy uit 'n boekrak uit gaan haal met almal op dieselfde vlak of ja. En dit het met baie dinge te maak. Een van die eienskappe van 'n prototipe is byvoorbeeld dan markantheid. En een van die eerste ondersoeke wat ek gedoen het daaroor gegaan. So byvoorbeeld dan nou presies dit. As ek vir jou vra, dink aan 'n vloekwoord of dink aan 'n taboewoord, die eerste woord waaraan jy dink is waarskynlik dan nou die markantste woord. So die markantste woord is eintlik die beste prototipe van wat jy in jou lewenswêreld beskou as 'n taboewoord of 'n vloekwoord. Ja, daar is nog ander eienskappe ook. En dit hang ook natuurlik af van die konteks. In 'n sekere situasie gaan 'n sekere vloekwoord dalk geaktiveer word, maar in 'n ander situasie dalk 'n ander een. Wat dit ook natuurlik 'n baie interessante verskynsel maak is hierdie wel taal oor die algemeen word beïnvloed deur die konteks en ons verstaan of ons reaksie op taal het definitief te maak met die konteks, maar by vloekwoorde spesifiek veral ook die taboewaarde daarvan, soos hoe aanstootlik dit is, kan merkwaardig verskil hang af van die konteks. In 'n vriendelike omgewing kan dit glad nie aanstoot gee nie, terwyl as jy dit miskien op 'n aggressiewe wyse gebruik, is dit 'n hele ander saak. Ja. Nou, kry mens tipe van semantiese velde, weet of watter soorte taboewoorde kry 'n mens? Is daar net vloek of watter ander woorde is ook taboe? Ja. So ek het in my literatuurstudie het ek gaan kyk na die bestaande vloeknavorsing internasionaal en ook in Afrikaans. En daar is eintlik regtig nogal al goeie navorsing oor vloekwoorde in Afrikaans gedoen, wat mense dalk nou nie sou verwag het gegee die konservatiewe gees nie, maar daar is baie navorsing al gedoen wat hierna gekyk het. En daar het ek spesifiek gaan kyk na watter betekenisvelde of semantiese domeine hulle na gekyk het, en dis wat ons ook in die studie ingesluit het dan nou by jou werksdefinisie van wat is 'n taboewoord is godsdienstdomein. Dit is ook een wat meeste vloeknavorsers as een van die primêre domeine beskou van waar 'n taboewoord vandaan kom. Dan seksuele domein, die skatologiese domein, natuur, diere, andersheid en die siekte domein wat by Afrikaans dalk nog nie so produktief is nie, maar ek weet in Nederlands is dit nogal baie produktief. So dis waar die velde waaruit jy die kragwoorde tipe van gaan haal. Ja, so die vloeknavorsers kategoriseer vloek hoofsaaklik op twee maniere. Die een is dan nou semantiese velde of domeine, die betekenis daarvan, en aan die ander kant dan nou die funksionele kategorieë, 'n swets, 'n verswering, 'n belediging, 'n skeldwoord, daardie tipe van dinge. So wat wil jy nou met die taboewoord doen? En natuurlik gaan daar oorvleeling wees en 'n woord wat in 'n spesifieke semantiese domein is, kan dalk vir verskillende funksies gebruik word, maar ja, dit is hoe hulle na die kategorieë kyk. Nou, jy het genoem dat die Afrikaanse omgewing dikwels nogal konservatief is. Jy weet, en ek dink 'n mens weet altyd van die instansies wat probeer beheer uitoefen oor mag hierdie goed gebruik word op radio of op TV of in films of in boeke. Wat moet ons daarvan weet in terme van die beheer oor hierdie woorde? Ja, dit is 'n interessante geskiedenis waarvan ek nie alles weet nie. Ek het begin om te kyk na die Film- en Publikasieraad, wat 'n liggaam is wat publikasies reguleer, ook die mense wat verantwoordelik is daarvoor om soos die L of die T dan nou vertaal
by 'n film aan te bring as hulle nou die ouderdomsbeperk of so gee. En hulle is verantwoordelik daarvoor om te kyk watter woorde word gebruik en dan een van die ander kriteria wat hulle gebruik is ook om te sê hoe gereeld kom die woord dan nou in die film voor en andersins ook wat is die intensie daar, is dit om iemand kwaad aan te doen. So dit is een liggaam wat op 'n mate beheer daarop uitoefen. Maar ons weet in die geskiedenis was daar sensuur voorbeelde, die bekende voorbeeld van Magersfontein, oom Magersfontein, wat verbied is in 1977, dink ek. Onder andere as gevolg van die taalgebruik, wat taboe was in daardie konteks, ja. So daar is gevalle waar sensuur definitief toegepas is op grond van taboewaarde en dit het dan, of taboewoorde, en dit het beslis dan nou te maak met daardie tydsgees wat toe taboe beskou is en natuurlik wie die keuses maak. Ja. Nou, dit lyk vir my dit het so 'n bietjie verander dat dit nou word nou meer toegelaat is. Nou, maar waar het die eerste keer, weet jy min of meer waar dit die eerste keer in films en boeke in Afrikaans voorgekom? Ja. Dis definitief ook iets wat internasionaal is mense besig om te sê. Mense vloek meer gereeld, gemakliker en daar is ook interessante gevolge daarvan as 'n taboewoord dan nou sy krag verloor en sovoorts. Dan gaan hy byvoorbeeld nou nie meer so baie help as jy jou hand in die yswater hou nie. So jy moet seker maak jy gebruik een wat die regte woord. ja. Maar ek dink ja, soos ek gesê het, dit gaan oor die tydsgees en daar is beslis verandering. Ja, die interessante is, daar is tipe van plekke waar dit beskou word as heeltemal taboe om dit te gebruik en nou die dag het ons 'n president gesien wat dit die eerste keer gebruik het omdat hy nou baie kwaad was. So dit lyk vir my, dit word nou tot op die hoogste vlak gebruik, as mens dit 'n hoë vlak kan noem. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Ek weet nie of dit die eerste keer is wat hy die woord gebruik het nie. Ek dink dit was nie die eerste keer wat dit of nie gebliep was nie, of in die oomblik seker. Maar ek dink ook die woord wat hy gebruik het, is een van daardie woorde wat nie meer so baie krag dra nie, wat baie algemeen gebruik word as 'n tipe van 'n uitroep of ja. Nou ja, dit lyk vir my ook, ek sal moet dink aan wat is werklik sterk woorde, jy weet wat, as ek, miskien moet mense 'n nuwe kategorie skep, stortvloedwoorde, om jou in die stort te kan warm hou. Nou goed, jy het 50 woorde geïdentifiseer, en kom ons praat 'n bietjie, hoe het jy agtergekom, wat is die 50 ergste woorde of taboeste woorde in Afrikaans? Ek het nie spesifiek gekyk na watter is die 50 ergste nie. Daar is 'n verband tussen hoe erg die vloekwoord is en of dit 'n prototypiese vloekwoord is. Daar is 'n verband, maar ek het gekyk meer na spesifiek die gebruik daarvan, die voorkoms daarvan en hoe maklik dit gebruik word. So my oorhoofse navorsingsvraag was, watter 50 Afrikaanse taboewoorde kan empiries geïdentifiseer word as 50 prototypiese Afrikaanse taboewoorde? En ek het 4 ondersoeke gedoen. Die eerste een was 'n baie eenvoudige opnoemtaak, 'n produksietaak, waar ek basies vir die respondente as 'n voorbereidende stimulus of 'n prime in Engels die kategorie naam gegee het en vir hulle ons definisie gegee het en dan gesê tik in 2 minute soveel Afrikaanse vloekwoorde as wat jy aan kan dink. En dit is ook 'n metode wat baie
vloeknavorsers gebruik. Timothy J is een van die groot Afrikaanse nie, internasionale vloeknavorsers en hy het ook dit gedoen, nie spesifiek om uit te vind wat is die prototypieste nie, maar ja, so dit was die eerste taak. Noem soveel Afrikaanse vloekwoorde as waaraan jy kan dink. En dan het ek daardie woorde gegradeer of bepunt op grond van twee dinge, hoeveel keer kom hulle in die datalys dan nou voor, en dan ook watter posisies beklee hulle, want dit is ook belangrik as 'n spesifieke woord by klomp mense eerste is, dan is dit belangrik. So dit was die eerste taak. Die tweede taak, die eerste taak was konteksvry, dit was net die vraag, maar dit is baie duidelik dat vloek baie konteksgebonde is, en so die tweede taak het ons bietjie meer probeer om konteks te betrek. Ons het hipotetiese situasies geskets en dan die respondente gevra om te reageer met 'n vloekreaksie. Natuurlik weer die stimulus om te sê, okay, ons wil hê jy moet vloek. Dis 'n baie interessante wetenskaplike metode dat 'n mens op die ou end kan identifiseer wat dit is. Maar dit lyk vir my die respondente wat hulle beskou as 'n taboewoord is baie op persoonlike ervaring gemik. Ek weet nou as ek nou my eie ma dink, die ergste wat sy oor haar lippe kon kry, is as dit nou erg was, het sy gesê dash it. En daarna het sy onmiddellik om verskoning gevra daarvoor. So persoonlike ervaring? Ja. Ek dink ons het dit so bietjie probeer navigeer deur vir hulle 'n spesifieke definisie te gee, maar natuurlik is jou eie idee van wat is taboe en nie iets wat daarop inspeel. My ouma byvoorbeeld gebruik maggies, my maggies, so dit was ook vir my, definitief kan mens in verskillende groeperings, demografiese groeperings iets verskillend sien. Maar ja, jou persoonlike ervaring, alle vloeknavorsers stem saam dat emosie 'n verskriklike belangrike aspek van vloekwoorde is, die emosionele krag wat dit het, of die potensiaal om aan die een kant of emosie te ontlaai, of dan nou om vir iemand te wys hoe jy besig is om te voel. So die emosionele faktor daarom dink ek is belangrik by persoonlike ervaring en wat jy dan nou sal beskou as baie taboe of nie. Iemand wat ervaring het van baie gewelddadige gebruik van vloekwoorde sal natuurlik 'n sterker emosionele reaksie op sekere woorde hê, en iemand wat ander woorde dieselfde verbintenis mee het, sal dan nou 'n sterker emosionele reaksie op daardie ander woorde hê. So ja, daar is definitief persoonlike variasie gegrond op jou eie persoonlike geleefde ervaring in terme van emosies. En dit wat jy waarneem, want dit is ook hoe ons taal aanleer, is om waar te neem wat om ons gebeur en die effek van wat iemand anders doen. Miskien het jy gesien, iemand het iets reg gekry deur hierdie spesifieke woord te gebruik. En nog iets waaroor hulle nogal navorsing doen is die gebruik van taboewoorde om 'n groepsidentiteit soort van te skep. So om aan te sluit en in te pas by 'n spesifieke groep, is dit ook dalk iets wat jou persoonlike belewenis kan beïnvloed. So as mens dan nou dit amper in konsentriese sirkels sien, dan begin dit by jou en jou eie persoonlike belewenis, maar dan gaan dit in jou tipe van gesin en dan in jou portuurgroep en so aan. Hoe verskil dit oor hierdie verskillende subkulture heen en portuurgroepe en sulke dinge? Ja, ek dink dit is maar 'n mate van, dit is 'n gradeerbare saak. Daar kan groot verskille wees. Soos wat ons gesien het met die navorsing wat ons gedoen het, is daar tog wel ooreenkomste. Woorde wat amper deur die bank as redelike goeie voorbeelde of baie goeie voorbeelde van vloekwoorde beskou word.
Maar daar is natuurlik variasie. Persoonlik dan ook in die groep. En ja, dit het alles maar met die konteks te maak en die tydsgees van wat is nou taboe en wat is nie. Ja, interessante verhaaltjie wat ek onthou as een van die professore by Unisa, professor Ferdinand Duis, hy het gery met 'n trein van Pretoria na Kaapstad toe vir 'n kongres en weet in die middel van die nag het hulle hier iewers in die Karoo op 'n stasietjie gestop en toe daar so 'n klomp jong manne op en af langs die trein gestap en hulle die skurfste liedjies gesing wat nou denkbaar is en hy steek toe sy kop by die venster uit en hy sê hey, hier's 'n klomp dominees op die trein, julle kan nie so vloek nie. En hy sê, weet, sonder om 'n noot te mis en 'n oomblik te vermors het hulle net daar omgeswaai en haleluja liedjies verder gesing. So dit lyk vir my wat in een konteks aanvaarbaar is in 'n ander een en nou nie juis nie. Ja, en ek dink daar is ook natuurlik 'n stereotype om wel oormatige vrylike gebruik van vloekwoorde wat te maak het met watter tipe intellektualiteit jy aan dit koppel en ek dink dit is tog ook besig om te verander. En nog 'n interessante studie wat Timothy J gedoen het is hy het gekyk na die verband tussen gewone vlotheid, so jou woordeskat en dan vloekvlotheid en daar was 'n positiewe verband. So mense wat 'n beter vloekvlotheid het of meer vloekwoorde in hulle woordeskat het ook 'n beter woordeskat oor die algemeen. So dis nie eintlik waar dat mense wat baie vloek nie 'n goeie woordeskat oor die algemeen het nie, maar dit is ook natuurlik die konteks. Jy moet kyk, is dit die enigste woorde wat hierdie persoon gebruik en so aan. Maar ja, ek dink dit het ook 'n bietjie daarmee te maak en dit is ook beslis besig om te verander, dink ek. Nou in die groep woorde wat jy as taboewoorde geïdentifiseer het, is daar woorde wat nou sê maar bo aan die lys is en wat het jy gevind, wat is nou werklik die wat die meeste gebruik word? Ja. So in my eerste vraelys wat ek nou vir hulle gevra het om soveel vloekwoorde op te noem as waaraan hulle kan dink, het fok baie beslis bo uitgekom, ver bo die res. En in meeste van die ander ondersoeke ook. In die korpusondersoek waar ek in Corpora gaan kyk het, nie heeltemal so baie nie, maar daar was baie veranderlik is, onder andere dat ek die enigste persoon was wat as annoteerder opgetree het, wat beoordeel het of 'n spesifieke woord in die korpus voorbeeld wat hulle vir my gegee het, 'n taboewoord is of nie. Maar hy was ook daar, Fok was daar ook. Ek dink dit was 4de op die lys. So Fok staan kop en skouers bo die res uit op hierdie stadium. Gerard het ook toe later 'n hele artikel oor wat ons van Fok weet en nie weet nie op Litnet gepubliseer, wat ook nogal interessant is om te gaan kyk na daardie spesifieke taboewoord, ja. So as ek nou koud gaan stort, is dit my eerste hulpmiddel daai ene. Ja, nee, ek dink dit is 'n woord wat 'n redelike balans handhaaf. Dit is iets wat meer algemeen gebruik word deesdae, wat dalk 'n bietjie van die krag reeds verloor het. Maar dit hang ook af van prof se eie persoonlike ervaring daarvan. So as dit genoeg krag het vir prof, dan sal dit definitief werk. Gaan ek langer kan stort. In sê nou maar godsdienstige omgewing, het jy dit ook genoem, wat is die woorde wat daar kom en wat word daar as taboewoorde beskou? Ek dink ook een van die dinge wat vir my baie lekker was van die studie is een van die eerste vloeknavorsers in Afrikaans, Libbe, hy het meer gekyk na eufemismes, maar hy het genoem byvoorbeeld dat hierdie tipe groot taboewoorde 'n magiese krag het wat jy werklik mee iets kan doen. So daar is geglo voorheen dan nou dat die woorde werklike krag het en dan maak dit logies sin in die godsdienstige domein dat sekere woorde en veral dan nou woorde vir 'n spesifieke godheid of dan nou vir die bose nou in die 'n tipe krag kan dra en wat ook interessant is dan nou van die godsdienstdomein en die woorde wat daaruit voorkom. Dis ook 'n baie produktiewe semantiese domein vir eufemismes. As mens dink aan
jene en gonna en gits en gats en al daardie tipe woorde. So dit is en maggies. Dit is interessant hoe daardie domein natuurlik hierdie magiese krag kan hê of mense kan voel dat dit het wat dan bydra tot die taboe. So ek dink dit is die manier waarop die godsdienstige domein bydra tot die taboe woorde, ja. So dis hoekom dit eintlik ook soms kragwoorde noem, want jy dink daar's krag, maar nou is jy ook 'n bietjie bang vir die krag en nou gebruik jy net 'n eufemistiese vorm daarvan. En die seksuele terrein, weet as 'n generator vir hierdie tipe van woorde? Ja. In my laaste ondersoek het ek 'n graderingstaak gedoen, 'n goedheid van voorbeeld taak waar ek vir die respondente klomp woorde gegee het en gesê op 'n skaal van 1 tot 4 gradeer hierdie woord in terme van hoe 'n goeie voorbeeld van 'n vloekwoord dit nou sou wees. En daar het daar sulke klusters uitgekom as 'n mens gaan kyk en die eerste kluster wat konsekwent gegradeer is as ja, hierdie is 'n goeie voorbeeld van 'n vloekwoord is die seksuele domein. So definitief en ek dink dis 'n baie algemene domein vir taboewoorde. Nie net in Afrikaans nie, maar ook in Engels en Nederlands en so aan, ja. 'n Ander terrein wat ons oor kan praat is die politiese terrein. Jy weet, en wat vir my baie interessant was, is dat in die lys van woorde wat jy geskryf het jy almal uitgeskryf, maar die K-woord het jy met 'n het jy nie uitgeskryf nie. So dit lyk vir my dit is omtrent die top taboe woord in ons konteks. Ja, dit het weer te maak met die tydsgees. Ek dink internasionaal is daar 'n groter omsigtigheid en versigtigheid en sensitiwiteit teenoor hierdie tipe terme, spesifiek rassistiese skeldname wat gebruik kan word om menswaardigheid aan te tas. Nou hier sal dit interessant wees ook om te kyk, Timothy J, soos wat ek net nou van hom gepraat het, onderskei as jy nou na taboewaarde kyk tussen offensiveness en offendedness. En ons het dit in Afrikaans vertaal na die aanstootlikheidswaarde, so die mate waartoe dit onvanpas is in teenwoordigheid van sekere mense, wat meer te doen het met die taboe in terme van die semantiese veld. En dan nou die skadelikheidswaarde, wat ek dink hier ter sprake is en wat ek dink oor die algemeen tans 'n groter bydra tot die taboewaarde. Mense beleef dit as meer taboe, dink ek, om skadelik op te tree teenoor iemand anders, om die potensieel om skade aan te rig, emosionele skade aan te rig. En ek dink dit is waar die tydsgees tans is daardie tipe woorde is taboe. Ook dan 'n interessant taboe woord in my studie het ons vasgeskryf. Juist ook omdat as jy dit nou taboe woord en die een is 'n adjektief taboe, dan beteken dit jy kan nie die woord sê nie, terwyl taboe woord is, dit is maar net 'n woord wat 'n taboe dra. En ek dink hier beweeg ons na 'n taboe woord waar jy regtig amper 'n onsêbare waarde het, ja. So die emosionele belewenis, beide van die gebruiker en die tipe van ontvanger is geweldig belangrik, want jy weet, ek dink byvoorbeeld aan die woord bobbejaan. Jy weet, ek sal baie maklik vir my kinders of kleinkinders gesê, ag jou bobbejaan, en niemand sal daaroor sleg voel nie, weet, dit is eintlik 'n terms of endearment, jy weet, daai tipe van ding, terwyl as jy dit vir ander mense sê, dan is hulle geweldig geaffronteerd of daarteenoor. So die emotiewe waarde is baie konteksgebonde. Ja, dit gaan oor die konteks en ek dink ook dan nou die verskil hier is 'n woord soos bobbejaan of Afrikaner of boer of wat ook al. Dit is nie die enigste betekenis wat daai woord het nie. Daar is klomp verskillende betekenis, terwyl daardie rassistiese skeldname amper regtig uitsluitlik gebruik word om seer te maak. Maar oor die algemeen is dit regtig so. Dit is konteksgebonde
en hang af van, dit is hoekom die definisie is, aanstootlik vir verskillende kontekste, vir verskillende mense. So dit gaan oor wie is teenwoordig, wat is die bedoeling daarachter, en so aan, ja. So dit bring my onmiddellik by die hele ding uit van, maar hoekom gebruik mense taboewoorde en kragwoorde en hierdie tipe van dinge? So wat is die funksie daarvan in taal? Soos wat ons al gesê het, is ek dink Montagu het in 1968 'n studie gedoen, ek dink is 1968, waar hy ook gepraat het oor, in Engels nou, oor swearing en oor vloekwoorde en amper aangevoer het dat dit een van die primêre maniere waarop taal ontstaan het, is om te vloek, omdat jy juis wil ontslaa raak van 'n spesifieke tipe emosie. So amper as 'n tipe emosionele kreet of 'n ontlading. Ja. So dit is natuurlik een van die funksies daarvan. Maar verder is daar dan baie funksies om iemand te beledig, om iemand iets spesifiek te noem, as jy geskrik het ook. So ja, dit vervul verskillende funksies. So dit kan emosionele ontlading wees, dit kan krag byvoeg, dit kan kwetsend wees, dit kan emosie uitdrukkend, al daai tipe van dinge so. Nou, hoe funksioneer dit in humor? Ek dink dieselfde tipe taboewaarde wat ek het nie heeltemal na dit gaan kyk, humor spesifiek nie, maar as ek nou moet dink, dan dink ek dieselfde taboewaarde wat dit 'n skokwaarde gee, is dit wat jy gebruik om bietjie te skok en in daardie skok, die feit dat jy nou hierdie sosiale reël oortree het, is hierdie komiese verligting dalk. So ek dink dit is hoekom dit baie effektief in humor werk, maar hier moet ons ook nou natuurlik onthou dat die woorde gewoontevormend is, so as jy dit meer gereeld gebruik, as dit is waarop jy staat maak vir jou grappies, dan gaan dit die krag verloor daarvan. So ek dink die goue reël is maar net om balans te handhaaf in terme daarvan. Ja, daar is die storie van die dominee wat op sy preek geskryf het hier aan die kant 'n aantekening. Hy sê skree want die argumente swak. Nou dit lyk vir my die ouens wat grappe maak moet ook sê vloek want die grappie is flou. So nou ja, jy weet, is 'n woord inherent taboe of is daar toegekende waarde daaraan? Want as mens byvoorbeeld nou dink 'n woord wat in Afrikaans as 'n vloekwoord of 'n taboewoord is in 'n ander taal nie. Kom ek vertel vir jou 'n verhaal daaroor. Ek weet 'n kollega van my was op 'n tydstip in 'n koor gewees en hulle het oorsee getoer in Nederland en nou, sy pa het met beeste geboer, jy weet, en hy word toe nou uitgeplaas by hierdie beesboerdery, die Nederlanders, en hulle gee toe vir hom 'n boek. En die volgende dag sit hy in die bus en hy lees die boek en die meisie langs hom het dit so een kyk gegee en toe sy weg en toe kom die voorsitter en hy kom sit langs hom en hy sê hy kan nou nie dit glo, dit weet jy wat nou Tokkelok swat en sulke boeke lees. En my vriend sê vir hom, maar wat bedoel jy? Hy sê nee, hierdie boek oor bestialiteit wat jy hier so lees. Hy sê wat bedoel jy? Nee, hy sê daar staan jou boek, veefokkery. Jy weet, so dit gaan toe oor veeteelt. Jy weet, so die woord, so wat jy nou sê, wat by ons die meeste gebruik word, is fokus, by hulle is dit glad nie so nie. So, hoe kry 'n woord hierdie tipe van krag? Ek dink in hierdie geval spesifiek is dit, ja, Afrikaans het baie sterk Nederlandse wortels, maar ek dink ons oordryf dalk die blywende invloed daarvan. Die Afrikaanse fok, dink ek, is meer 'n navolging van die Engelse vak en die manier waarop hulle dit gebruik, glad nie in terme van die Nederlands. So dit is, ek dink waarom dit nou vir ons 'n ander tipe betekenis het as vir hulle. Maar dis bloot daar die betekenisveld, dink ek, wat en die manier waarop dit gebruik is en die blootstelling van Engels en so aan wat vir daardie verskil verantwoordelik is, ja.
Watter ander tipe van dinge moet 'n mens nog steeds navors doen oor hieroor? Weet, as mens nou dink hoe dit verder kan gaan, weet, wat dink jy kan nog hieroor gesê word? Ek dink baie die vloekprojek is nog besig om aan te gaan en navorsing in verskillende velde en gebiede te doen. As ek nou dink aan my eie studie byvoorbeeld, waar ek nou gekyk het ook na 'n manier om dalk 'n lys woorde te kry, want ek het verwys na die film en publikasie liggaam wat graderings doen in films, maar hulle het nie 'n lys woorde om te sit en te besluit, okay, hierdie woord kom hierin voor, so dis 'n bietjie van 'n probleem of ons moet dit aandui in elk geval nie. So hulle het nie empiriese bewyse vir hulle keuses nie. So 'n mens kan verder gaan met die lyste wat ek gekry het en dit dalk ook dan nou verder opdateer en so aan. Maar ook om dan nou die taboe waardes daarvan te gaan kyk, om te kyk hoe ervaar mense dit, hoe taboe is sekere woorde, watter is die taboeste woorde. Daar is al 'n bietjie vraelyste daaroor ook gedoen op vloek.co.za, maar dis definitief iets wat nog gedoen kan word. En dan ook net om soos in die geskiedenis te gaan kyk, in boeke en in gedigte en so aan. Ek het net vanoggend deur Groot Verseboek geblaai, net om te gaan kyk na daardie eerste deel. En sommer in die eerste gedig, ek dink van F.W. Reitz, Klaas Geswind en Sein Perd, is daar woorde wat ek dink nou, juist as ons nou kyk na die tydsgees van vandag, nie heeltemal wat baie taboe gaan wees. En dan ook 'n woord soos duiwel, wat definitief ook 'n taboewaarde het en wat selfs genoem is deur Kalitz, wat ook in 1979 navorsing gedoen het oor taboewoorde. So om daardie spore te gaan navolg van die gebruik van vloekwoorde in Afrikaanse letterkunde en die verandering daarvan. Ek weet ook byvoorbeeld laatvrugte is van Seem van der Neever het hulle so 'n bietjie aangepas later om dit om in te pas by die tye, sodat dit 'n boek is wat jy nog steeds lekker kan voorskryf vir eersjaars of tweedejaars of so aan. So daardie tipe praktyke kan 'n mens definitief gaan na kyk. Ja. So dit lyk vir my as 'n mens nou kyk na hierdie tipe van gebruik, gaan jy in verskillende tipe van mensegroepe gaan in een groep gaan iets heeltemal taboe wees en in 'n ander een gaan dit minder taboe wees. So jy sal hierdie eerstens 'n tipe van 'n meer genuanceerde kyk moet kyk na wat is werklik hierdie taboewoorde. Maar dan ek dink die baie belangrike ding wat jy nou gesê het is ook mens moet weet in 'n sekere tyd was daai woord heeltemal aanvaarbaar, maar nou is dit minder aanvaarbaar. En 'n mens moet daai gelaagdheid, want jy weet ek weet byvoorbeeld van boeke wat hulle nou wat in die 20er jare geskryf is wat hulle nou dit of gaan uithaal of die boek verbied. Jy weet oorsee, weet omdat dit nou woorde gebruik wat nou nie meer aanvaarbaar is in vandag se kultuur nie. So hierdie genuanceerdheid dink ek is belangrik. Dit is iets waartoe jou studie bygedra het. Ja, dit is soos wat ek gesê, dit is belangrik om die konteks in ag te neem. In terme van taboewoorde gaan dit is nie asof daardie woorde nie skadelik was in daardie tye nie. Dit hang ook dan nou maar af van die liggame wat kyk na hierdie tipe taalgebruik. So ek dink wat vir my belangrik is die storie wat dit kan vertel. En om te kyk waar ons was en waarheen is ons op pad, tot waar het ons gekom. Ek dink dis wat vir my belangrik is in daardie opsig, ja. So, op die ou end lyk dit vir my, jy weet, as 'n mens net op die woorde fokus, weet, dan is dis 'n oppervlakte tipe van wat 'n mens daar sien. Maar 'n mens moet gaan kyk wat is daaronder. Jy weet, wat is die tipe van emosie, wat is die intensie van gesprek en so voort. En dan begin dit
dinge na vore bring, jy weet, oor mensheid en menswees en saamwees, en dan kom 'n mens by die dinge wat werklik saak maak uit, nie waar nie? Ja, ek dink so, en ek dink dit is ook hoekom ons die baie wye werksdefinisie gehad het van 'n taboewoord is enige woord wat in sekere kontekste deur verskillende mense as aanstootlik aanvaar kan word. Want eintlik op 'n basiese vlak kan mens baie verskillende woorde gebruik om iemand aanstoot te gee, maar dit gaan ook dan nou natuurlik nie 'n prototipiese woord wees nie, want dit gaan nie so baie voorkom nie, of dit gaan 'n in die Engels gebruik hulle nou novel, dit gaan 'n novel gebruik daarvan wees. Dit gaan nie gereeld wees nie, maar ja, dit is die kreatiewe aard van ons taal, van taal oor die algemeen, ja. Ja, dis soos iemand gesê het, as jy nou regtig diplomaties moet wees, dan moet jy iemand hel toe stuur op so 'n manier dat hy of sy uitsien na die reis. Nou ja, toe. Maar Marie, dit was nou regtig baie interessant. Ek het self baie geleer. Ek dink ek gaan jou lys bietjie deurgaan en kyk wat is interessante woorde. En so wat 'n mens moet sê is, die vet weet, dit was nou baie interessant. Tot volgende keer. Die Suid-Afrikaanse Akademie bied 'n aantal magister- en doktorale beurse in enige vakrigting aan, solank die verhandeling of proefskrif in Afrikaans ingedien word vir eksaminering by 'n Suid-Afrikaanse universiteit. Kontak die Akademie vir meer inligting by www.akademie.co.za. Indien u ook u navorsing op hierdie platform wil deel, kontak Melanie Rens by melanie@akademie.co.za vir meer inligting. Tranquility Base here. The Eagle has landed.